Vriende en familie, goeie dag by 'n wonderlike geleentheid wat ons as gemeente het om 'n hemelvaartdiens saam te hê. Ek moet nou nogal eerlik vir u sê, ek glad nie gemaklik met 'n masker nie. Ek wasem permanent. My bril wasem amper meer as die eerste keer wat ek vir Anneke raak gesien het. Maar ek wil vir julle sê, dit was 'n moeilike tyd vir ons almal en steeds verseker en daarom wil ek graag hierdie masker afhaal. Nie bloot weens die ongemak daarvan nie, maar hoofsaaklik weens die feit dat ek klomp goed in die kerk net eenvoudig verskriklik mis. Hemelvaartdiens is in Kuilsrivier Suidgemeente 'n groot geleentheid. Ons weet dat ons in ons dorp gewoonlik by moedergemeente bymekaar kom oor die middaguur, maar vroeg in die oggend dan het Mikro se kinders oorgestap na ons kerk toe en het die kerk vol kinders gesit. Ek sal dit nooit vergeet nie. Die afgelope 21 jaar se Mikro byeenkomste in Hemelvaart was vir my een van die hoogtepunte van elke jaar. Maar daar's nog baie ander goed in die kerk wat ek mis. Ek mis die liggaamlikheid van die kerk. Ek mis die familie wat ek elke Sondag hier by die kerk weer ontmoet het en vir wie ek kon vra hoe dit gaan. Ek mis ook die leiflikheid van die kerk. Die kerk se warmte. Dis mos 'n hartsgemeente hierdie. Die feit dat die mense vir jou drukkies kon gee en 'n warm handdruk kon gee en vra, "Jesus Janie, hoe lyk dit? Hoe gaan dit?" Ek mis dit. Dominee Tenis Botha praat ook van die leiflikheid van die kerk en hy sê, die feit dat 'n mens nie meer by mekaar kan sit of aan mekaar kan raak nie, is 'n groot verlies vir die kerk. Die kerk mis ook sy finansiële insette. Die kerk gaan verseker deur 'n baie moeilike finansiële tydperk kom in die tye wat kom, daar sprake van salarisverminderings, dalk ook moontlike personeelvermindering hier by Suid. En 'n mens moet eerlik vir mekaar sê dat die verliese aan 'n mens vat en dit vir 'n mens moeilik maak om kerk te wees. Maar weet jy, ek het met vandag se hemelvaart hoop in gedagte. Ek het in gedagte dat ek wil bemoedig en vir die kerk en saam met u vir die kerk 'n boodskap van hoop bring. En ek wil dit graag ook doen tydens die week wat kom. En daarom sal julle sien dat ek vandag so met 'n bietjie verwarring en tuimeldroog deur mekaar uit na julle toe kom. Julle sal ook sien dat die prentjie wat by vandag se hemelvaartsgeleentheid pas, is 'n tuimeldroër. Bloot maar omdat ons ongemaklik is met ons maskers op. Omdat ons die kerk mis. En omdat daar klomp goed is wat net nooit weer dieselfde sal wees nie. En ek wil graag 'n gedeelte in die Bybel vir julle lees wat vir my 'n baie kosbare gedeelte is. Terloops, my eerste preek in die kerk het oor hierdie gedeelte gegaan. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom, "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel. Jy moet hom lief hê met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself verder handhaaf en vra vir Jesus, "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe verder daarop in en hy vertel toe hierdie storie, hierdie gelykenis, hierdie warm verhaal van 'n man wat eenmaal op reis was van Jerusalem af na Jerigo toe. Rowers het hom egter aangeval. Trauma is op pad, trauma gebeur. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan en hom half dood langs die pad laat lê. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, maar toe hy hom sien, toe gaan hy ver langs verby. Net so, het daar ook 'n leviet by die plek aangekom. Toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Eintlik is hartseer verhaal van die kerk. Maar 'n Samaritaan, eintlik 'n vyand van die Jood wat langs die pad gelê het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hy het hulle verbind. Hy het toe die gewonde man op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg geneem, sodat hy daar verder optimaal as mens, sê een vertaling, versorg kan word. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, gee dit vir die herbergier en sê, "Sorg asseblief vir hierdie man.
En as jy meer onkoste met hom het, dan sal ek jou betaal wanneer ek weer hier langs verbykom. Wie van hierdie 3, vra hy vir die fariseer, was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde of skrifgeleerde antwoord, die man wat hom medelee bewys het. En toe hierdie reguitvraag van kerkwees en stelling wat Jesus toe eintlik maak in die vorm van 'n vraag, gaan maak jy ook so? Ek dink ons het die geleentheid begin deur vir mekaar te sê die kerk gaan nie dieselfde wees nie. Miskien het jy soos ek die behoefte om sommer net hier op Hemelvaartoggend stil te raak en vir die Here te sê, Here, met al my tuimeldroog binnekant, het ek nie die behoefte om in gebed voor U te buig en stil te raak. So ek nooi U nou voor ons saam begin gesels oor die kerk en voor ons hierdie week mekaar reguit as mense in die oë gaan kyk, dat ons sommer net 'n gebed voor die Here saam doen. Buig saam met my. Here en Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons as 'n kerk, 'n ontnugterde kerk, 'n kerk wat sukkel om maskers te dra as ons wil omgee, of 'n kerk wat graag vir mekaar wil vra, hoe gaan dit vir jou, en dan 'n elmboog moet uithou, of 'n voet. 'n Kerk wat sy lyflikheid soek, terugsoek. 'n Kerk wat mekaar kan ondersteun, want daar is voorsiening gemaak. 'n Kerk wat daar kan wees vir mekaar in alle omstandighede. 'n Kerk wat vra, hoe moet ons nou kerk wees? Na U toe kan kom en sê, Here, hier is ons. En ons weet dat ons as kerk en as gemeente, as liggaam, verseker nie ophou bestaan het nie. En daarom voor die kniel vanmôre as afhanklik is, om te sê, hou ons vas en wees vir ons hierdie week wat kom 'n lig op ons pad. Dankie dat ons dit eerlik en opreg kan doen, dat ons weet U hoor ons. Ons bid dit in U naam. Amen. Ja, ons het hierdie geleentheid begin deur vir mekaar te sê, die kerk gaan nie dieselfde wees nie. Nou weet ons natuurlik dat Jesus met sy koms en sy leef onder mense almal verras het met wie hy was. Dat hy ook die kerk eintlik uitgedaag het om anders te wees. Ons weet dat hy die wette uitgedaag het en dat hierdie storie of verhaal wat hy vertel eintlik die perfekte voorbeeld was om vir die kerk te sê en vir die gelowiges te sê, julle kan nie dieselfde bly nie. Die reinheidswette is byvoorbeeld uitgedaag, want jy's nie eintlik veronderstel om as daar 'n man langs die pad lê aan hom te raak nie, wat nog te sê 'n half dooie man of 'n man waarvan jy nie eens seker is dat hy leef nie. En dan die algemene reël wat gegeld het onder sekere Jode, dat niemand aan jou mag raak as jy veral nie 'n Samaritaan is nie, nog soveel te meer. So klomp wette en reëls het gegeld en Jesus het gekom en hy het gesê, ag nee, ek daag hierdie reëls uit, ek daag hierdie wette uit, dit mag nie so wees nie, dit mag nie so bly nie, die kerk mag nie so wees nie, jy mag nie ver langs verbyloop nie. Maar dan is dit asof Jesus ook nie net wette uitdaag nie, maar ook mense weer by mekaar wil bring. Mense naby aan mekaar wil hê. Byvoorbeeld dat, waar eers geglo is dat amper half die manlike orde in die samelewing die enigste orde is, het Jesus gekom en gesê, nee wat, vroue is kosbaar. Ons gaan in hierdie week wat kom, baie daarna verwys. Selfs kinders is deur disippels weggejaag en het Jesus voorgesê, nee, die koninkryk is juis vir mense soos hulle. Sondaars en tollenaars het hy mee saam gekuier en met hulle gesprekke gedeel en stories vertel. Mense wat weens hulle melaatsheid of siekte of blindheid uitgeskuif is uit die samelewing, het hy weer teruggenooi in die samelewing en gesê, maar dit is eintlik hoe die nuwe kerk moet lyk. En dan die verdere ontnugtering. Die ontnugtering dat daar nou weer 'n nuwe orde aanbreek en trauma daarmee saam. En daardie Here gaan dan met al die nuwe waardes en ordes wat hy eintlik ingestel het en hy gaan sterf aan 'n kruis. Hy dra 'n doringkroon en hy demonstreer iets heeltemal onverwags aan 'n mensdom. En nou weer die volgende skok, want hoe gaan die kerk nou moet lyk? En hoe gaan die kerk nou moet optree? En dis graag hier waar ek op Hemelvaartsdag vir 'n ontnugterde tuimeldroog kerk
'n paar punte van hoop wil skenk om hierdie week binne te dra. En die eerste opmerking wat ek graag wil maak vandag en wil sê is, ons is verseker nooit alleen nie. Daar is 'n God wat saam met ons gaan wees. Daar is 'n God wat nabyheid belangrik ag. Daar is 'n God wat jou dra in trauma omstandighede. Hy skep eintlik hierdie perfekte drama en die perfekte trauma omstandighede van gewondheid, van broosheid, van half dood wees, van sterf. En ek dink as mens die woorde so noem, dan kan jy eintlik al van die afgelope tyd en statistieke identifiseer. En hy wil daarmee vir ons sê, maar dit is sy spesialiteit, om wanneer jy jou kerkwees moet bedink binne nuwe omstandighede, hy dan juist vir ons wil kom sê, maar die kerk in veranderde omstandighede gaan nie sonder 'n God wees nie. En ek wil dit tog baie mooi, helder en baie duidelik sê, en ek wil dit sê as die inleiding tot ons Pinksterweek, is om te sê ons het 'n God wat vir ons hierdie week nuwe idees gaan gee van wie hy vir ons is en van wie ons voor hom is. So ons het 'n naby God. Die tweede opmerking wat ek graag wil maak is, ons God tree nooit op sonder die feit dat hy sy God wees wil demonstreer binne 'n familie nie. En die nuwe orde van 'n familie wat saam kan wees ongeag van wie hulle is. Of jy nou 'n Samaritaan is of 'n Jood, jy's familie. In Christus is jy familie. Bokant reëls van die samelewing uit. Daag hy ons nou meer as ooit uit om 'n familie te wees. Iemand sê nou die dag vir my, weet jy wat, Jannie, ek het vir die eerste keer my buurman ontmoet en ek bly al 10 jaar langs hom. So op 'n manier het die trauma en krisis waarbinne die kerk homself bevind, mense weer by mekaar uitgebring en besef hoe nodig mense mekaar het. Ek staan nou die dag in 'n ry en ek hoor hoe mense ten spyte van die veilige volgafstand spontaan met mekaar praat asof hulle mekaar jare al ken. Miskien maar na die kerk besef, ons het nou meer as ooit nodig om 'n familie te wees, 'n liggaam. Om ons liggaam wees, ons liggaamlikheid wees terug te soek. Deur ander maniere en nuwe mediums wat aan ons bekend is. Ons is 'n kosbare familie. En een van die mooiste eienskappe van Kuilsriviersuid is sy familiehart. Kom ons vergeet dit nooit. Dit is juis hier waar God in 'n nuwe tyd vir ons wil help om te ontdek wie hy is. Binne hierdie familie, binne hierdie verbondsfamilie. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor ook in die week vir mekaar sê. En dan wil ek graag ook sê dat hierdie selfde barmhartige God, wat aan die woord is, drie-enig, ook 'n God is met verskriklik baie deernis. Eintlik wil hy iets daaroor sê in die verloop van hierdie verhaal. Daar word gepraat van innige jammerte. Die Griekse term wat hier gebruik word is dit amper asof hierdie Samaritaan wanneer hy die Jood langs die pad sien, sy ingewande omgedop word wanneer hy hom sien. So dis nie net ek neem kennis van jou nie broer, of hallo, of sien jou weer, of ons praat later weer, of so nie. Dis asof hy met sy innige jammerte 'n kramp, 'n diep maagkramp kry van bekommernis en van intense empatie. Olie en wyn, 'n rydier ter sprake, asof hy so baie van homself gee in verpleging en sorg, en as hy vir hom dan selfs na 'n herberg toe neem, om hierdie totale sorg prakties te demonstreer. Ons as samelewing kan verseker wees dat God nie alleen teenwoordig is nie, maar dat God ook in hierdie tyd vir ons as 'n kerk help om familie te wees, verbondsfamilie te wees, en dat hy verseker met verskriklik baie deernis ons deur hierdie tyd gaan dra en gaan lei. Die kerk is die huis waarbinne God sy praktiese liefde aan ons wil demonstreer. Ons wil juis in hierdie tyd vir u uitdaag om as 'n gemeente met 4 linge te funksioneer. Met ander woorde, 3 ander gesinne te kry wat saam hierdie tyd deurstap en deurwandel. Met verskillende mediums tot ons beskikking in sosiale media, ons dink aan opsies soos Zoom en videocall, dat mense gesinne mekaar kan bel en
en elke aand tydens Pinkster hoor hoe gaan dit met mekaar. En dan wil ons juis, en ek sal daaroor meer in die begin van Pinkster sê en die boekie aan u bekendstel, dat ons dan as een groot familie elke aand of eenmaal 'n week ten minste na Pinkster hierdie boekie met mekaar deurgesels en elke tema 'n bietjie deurtrap. Ons beplan dan ook om as leraars elke Woensdag se meditasie oor hierdie tema met u verder te praat en dan vir u nooi om as gesinne van vierlinge verder hierdie reis te onderneem. As plan en as deel om hierdie liggaam wees weer prakties te demonstreer en uit te leef. Ek het 'n goeie ou vriend wat in hierdie tyd vir my gesê het, toe hy die eerste keer weer gaan fietsry, met sy fiets, nadat hy nou gehoor het, hy mag van 6:00 in die oggend tot 9:00 in die oggend oefen, en baie onfiks is, sê hy het vir die eerste keer ontdek, daar's 'n klein rytjie op sy fiets, 'n klein rytjie waarin hy kan ry, wat makliker trap, waarmee hy nie te hastig hoef te wees nie. En daarom wil ek u ook nooi om, wanneer julle as vierlinge by mekaar kom, julle geduldig sal wees met mekaar. Dat julle in die klein rytjie, julle praat in fietsry van 'n granny gear, 'n ouma rat. Dat ons in die ouma rat sal ry, en stadig en rustig, sommer net as gemeentefamilie, mekaar weer sal herontdek, in die boodskappe wat die Here vir ons gee. Ek hoop u het 'n pragtige hemelvaartsdag as een groot familie saam. En u deel hierdie tyd saam met my as 'n kerk wat homself met 'n God kan identifiseer wat jou nie los wanneer jy langs die pad bly lê of jou ingewande omgedop is nie. Maar dit saam met jou ervaar en beleef. Tweedens 'n God wat vir jou 'n familie gegee het. En derdens 'n God wat met verskriklik baie deernis na jou as totale mens kyk en hierdie reis saam met jou wil onderneem. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Kom ons gee 'n paar oomblikke van, sommer net stil identifiseer en praat met God. Here, al voel ons binnekant soos 'n tuimeldroër en ons gemoed onstuimig. Kom gee u vir ons pragtige beloftes. Kom gee vir ons die belofte dat u teenwoordig is. Kom sê vir ons, ons het 'n familie, hy is nie weg nie. En die deernis en die hart en omgee en passie waarmee u na ons kyk, is voelbaar, tasbaar, optelbaar, teenwoordig in hierdie gebou op Hemelvaartsdag. Baie dankie dat ons as 'n kerk dit kan eien vir ons, en dat ons vandag met mekaar uit kan gaan met die wete, daar lê 'n wonderlike tyd van besinning as kerk in Pinkstertyd voor, en daarvoor eer ons u. Amen. Gemeente, ek groet vir u met die genade van God ons Vader, die liefde van 'n deernisvolle Verlosser, en die begeleiding van die Heilige Gees, wat saam met ons in hierdie Pinkstertyd gaan wees, tot ons mekaar Sondag weer sien. 'n Mooi dag. Vader, vir my